Goed, ons het nou gekyk na punt nommer 1 en punt nommer 2 van die 4 maniere hoe ek en jy lewe in Christus hier kan ervaar. En ons gesien dit is dat ons moet God se liefde ken en weet dat jy moet vir jouself kan sê, ek weet dat God vir my lief het, en dan voeg jy sommer by, net so lief soos wat hy vir Jesus het hy vir my ook. En dit gaan vir jou innerlik sterk maak op hierdie aarde, om hoe sleg jou omstandighede ook al is, en hoeveel moeilikheid jy ook al is, om te kan sterk staan, en dan jou fokus moet daarop wees. Jy kyk nie na die slegte dinge in jou lewe nie. As jy sien hoe lyk jou bankrekening, of hoe sleg het met jou huwelik gaan jy sê, ag, dankie, ek weet dat die God my lief het. En dit maak jou innerlik sterk om enige situasie te kan hanteer. Die tweede een was om dan daai liefde wat God vir jou het, te kan uitleef teenoor jou mense, ook teenoor die wat nie eintlik jou liefde werd is nie. Want jy kyk nie na die mens nie, na die mens se probleme nie, jy kyk na die mens wie God lief het, net soos wat hy vir jou lief het, en dan kan jy daai mens ook lief hê. Goed, nou die derde ene is, en dit was vir my 'n verskriklike interessante een. Julle weet, ek het al baie gepraat oor geloof, en oor die kragtige werking van jou geloof. Jy weet, ons kan mos berge in die see laat val. Ons kan, deur ons geloof, kan ons elke soort siekte kan genees word. Deur ons geloof kan ons finansies totaal en al laat verander. Want hoe meer ons glo in wat die woord sê, hoe sterker is ons die krag van ons geloof, dat dinge kan gebeur in ons lewe. Julle weet dit mos, ons het mos al baie daaroor gepraat. Maar weet julle, hier is 'n versie in Galasiërs 5 vers 6. En ek noem dit die skakelaar versie, het ek hom nou gedoop. Kom ek lees vir julle die tweede sinnetjie daar. Galasiërs 5 vers 6. Al wat van belang is, en dit gaan nou hier oor die skrifgeleerdes en die fariseërs wat al ewig na Paulus toe kom en vir hom sê, ja, maar jy weet, ons moet eintlik besny word, en hulle wil al ewig iets van die wet weer terugbring, en Paulus probeer vir hulle sê, maar man, julle is vry in Christus. Julle is nou die nuwe Jerusalem, en dan kom hulle net altyd weer terug, ja, maar jy weet, ons mag nie dit nie, en ons mag nie dit nie. Nou kom sê Paulus, al wat van belang is geloof, wat deur die liefde tot dade oorgaan. Weet julle, ek het al baie die versie gelees, maar ek het hom so een kant geskryf, want ek het hom nog nooit regtig verstaan nie, en ek het nog nooit regtig hom vreeslik ingebring in 'n Bybelstudie nie. Want omdat ek nie 'n oortuiging van hom gehad het nie. Hierdie eerste 2 punte, veral die eerste ene, het te maak met hierdie versie. Want, ek lees hom weer, al wat van belang is geloof, wat deur die liefde wat God vir jou het, en wat jy ken, en wat jy in glo, tot dade oorgaan. Liefde is die skakelaar. Die feit dat jy twyfel dat God vir jou lief het, jy ken nie sy liefde nie, jy is nie oortuig van sy liefde nie, jy begryp nie, en jy kan nie glo dat God vir jou lief het nie, verhinder dat dit wat jy glo tot dade kan oorgaan. Wow. Nou kan ons verstaan hoekom ons partykeer sê, maar ek glo maar dinge gebeur nie in my lewe nie. Want weet jy wat? So baie van ons het nog steeds hierdie ding van, jy moet dinge doen om God se liefde te verdien. En as ek iets verkeerd doen, dan het God nou nie meer vir my liefde. Ons is so geïndoktrineer met hierdie ding, wat nie die waarheid is nie. Dat dit maak dat ons geloof kragteloos word. En kom ons kyk nou na wat sê hierdie skrifgie. Goed, jou geloof gaan deur liefde, daai agape liefde wat God vir jou het, gaan dit oor tot dade.
Die Amplified sê dit so mooi, hy sê only faith. Nou as hy praat van only faith, dan sê hy, daar's geen twyfel nie. Geen ongeloof nie. Only faith activated and energized and expressed and working through love. Die Woest sê dit mooi, hy sê, the thing that is of power to affect my life is faith. The faith of a justified person which issues in love. Nou Romeine 1 vers 16 sê, ek skaam my nie vir evangelie nie, want vir my is dit 'n krag van God tot redding. Die evangelie. En ek en jy moet ons glo, die evangelie glo, dis waaruit my en jou geloof bestaan. Romeine 10 vers 17, hoe kry ek en jy geloof? Geloof kom deur die gehoor van die evangelie, die woord. As jy nie hoor dat die Here vir jou lief het, gaan jy dit nie glo nie. As jy nie hoor dat jy kan berge versit nie, gaan jy dit nie glo nie. As jy nie hoor dat deur sy wonde is jy genees nie, gaan jy dit nie glo nie. As jy nie hoor dat die Here in elke behoefte van jou kan voorsien volgens sy rykdom nie, dan gaan jy dit nie glo nie. OK? So jou geloof kom deur die evangelie. Nou net so 1 Korintiërs 1 vers 18 sê, die boodskap van die kruis van God is onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die Engels sê hom, the power to succeed. So om dade hier te verrig, in oorwinning te lewe, het ek en jy daai geloof nodig van die manier hoe die mate wat ons glo in die evangelie. Markus 11 vers 22 tot 23 ken julle, hy sê, dit verseker ek julle elkeen wat vir die berg sê, val in die see en in sy hart nie twyfel nie, maar glo wat hy sê, vir hom sal dit so wees. OK? Nou, daai verse sê ek, ons weet, ons geloof aktiveer sy krag in ons. Nou Efesiërs 3 vers 20 kom sê nou, en ek gaan vir jou lees wat staan daar. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk. Wie van julle weet dat julle het almal God se krag in julle? Efesiërs 1 vers 19 sê dit, né? Jy het al God se krag in jou klaar. Daai krag wat enige iets kan doen. Dis klaar in jou. Jy hoef dit nie nog te verdien nie. Jy hoef nie nog iets te bereik om dit te hê. Jy het dit. As kind van God het elkeen van julle wat hier sit al sy goddelike krag binne in jou. OK? Nou hy sê aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is. So hy is magtig om oneindig meer te doen as wat ons kan bid of dink. So ek sien nou hierdie prentjie. Jy as kind van God het al God se krag binne in jou. Maar ek en jy kan ons niks doen sonder God nie. So, nou kom God en hy gebruik hierdie krag wat in ons is, en meer as wat ons kan voorvra of bid of dink, kom doen hy in my en jou lewe met sy krag wat binne in jou is. Maak ek dit duidelik? Nie jou krag nie. Sy krag het hy klaar vir jou gegee, want hy wil ons nou vir my en vir jou hier in oorwinning laat lewe. En nou sê hy vat my krag, of sy krag in my, en hy doen daarmee. Hy doen daarmee. Maar nou hierdie skrifgie, Galasiërs 5 vers 6 sê, as ek nog hierdie leuen glo, dat God het nie vir my lief nie, dan kan hierdie krag nie in my werk nie. Dan sit God met 'n mens, sy kind, in wie al sy krag is, maar omdat ek nie glo, Here, U het vir my net so lief soos wat U vir Jesus het nie. Ook al is ek verdien ek dit nie. Dan sê God, weet jy wat? Ek wil so graag die kragtige dade in jou lewe doen, maar jy glo nie ek is vir jou lief nie, so nou is die skakelaar af. Ek kan nie, ook al glo jy dit, maar omdat jy nie glo dat ek jou lief het en weet dat ek jou lief het nie, kan jou geloof kan nie tot dade oorgaan nie. Het julle dit besef? Ek het dit nie besef nie.
Maar dis wat hierdie skrifgie beteken. Ek het hom in al wat 'n Bybelboek is gaan opsoek. Daarom lees ek vir jou hier, die mate wat sy goddelike krag wat in jou is, wat Efesiërs 1 vers 19 van praat, vrygestel word om tot dade oor te gaan, hang af van die mate wat ek glo dat hy my liefhet. Dan is hy magtig om met sy krag wat my innerlik sterk maak, meer te doen as wat ek kan bid of dank. Weet julle wat die interessantheid is? Julle weet 1 Korintiërs 12 gaan oor die gawes van die Heilige Gees, né? 1 Korintiërs 14 gaan ook oor die gawes van die Heilige Gees. Die middelste hoofstuk, 1 Korintiërs 13, gaan oor die liefde. So vir my en vir jou, om daai gawes toe te pas, word dit geonderbreek, hoofstuk 12 en hoofstuk 14, en dan word eers gepraat van die liefde. Daar is 'n rede voor. Eerste versie van 1 Korintiërs 14 sê, julle moet die liefde nastreef. Net so, Romeine 12, ek dink is hierso van, ek het hier aangesê, van vers 6 tot 8, gaan oor die genadegawes wat ek en jy die gemeente moet toepas. Die gawe van lering, die gawe van dien, van gee, al daai gawes. Vers 6 tot 8 van Romeine 12. Vers 9, die eerste versie daarna sê, die liefde moet opreg wees. Efesiërs 4 vers 11 tot 14 wat gaan oor die gawes in die kerk van lering en herder en almal daai, om die gelowiges toe te rus, word vir ons daar gesê vers 11 tot 14. Vers 15 sê, ons sal in liefde by die waarheid bly. Vers 16 sê, op die kerk in liefde op te bou. So, alles wat ek en jy moet doen hier op aarde, lyk vir my, word omring met skrifte wat gaan oor die liefde. So die liefde is baie, baie belangrik. Nou kom ons kyk hier na 'n paar skrifte. Markus 16 vers 20 kom nadat Jesus gepraat het met die disippels en sê, aan elkeen wat glo, kan die volgende gawe, kom die volgende dinge voor. Siek mense raak gesond en al daai goeders. Vir elkeen wat glo, volg die volgende wondertekens. Dan staan hier vers 20. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig, nadat Jesus toe opgevaar het. Hulle die evangelie oral gaan verkondig, en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat hulle gedoen het. So as ek en jy kragtige wondertekens wil doen, dan het ons die krag van God nodig. Maar nou sê Galasiërs 5 vers 6, ek en jy moet glo dat God vir my en vir jou so lief het, dat hy vir my en vir jou klaar toegerus het met daai krag om hierdie wonders en tekens te kan doen. OK? Handelinge 10 vers 38 sê Jesus het oral rondgegaan, hy was gesalf deur die Heilige Gees en met krag toegerus en hy het oral rondgegaan om goeie werk te gaan doen en om almal wat in die mag van die duiwel is gesond te maak. So Jesus het daai selfe krag gehad wat ek en jy het. Maar as ek en jy nie glo dat God vir my en vir jou so lief gehad het, hy het ons klaar daai krag gegee nie, dan sê ons, maar weet jy wat, ek kan nie wonders en tekens doen nie. Dieselfde Handelinge 1 vers 8, ons almal probeer om getuies vir God te wees, is dit nie so nie? Maar Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuie wees. Ons wil so graag en ons het almal daai krag, maar ons sukkel om getuies te wees. Hoekom? Dalk is die skakelaar nie aan nie. Dalk glo ons nie genoeg dat God het vir my so lief dat hy vir my klaar daai krag gee, hy het my klaar toegerus nie. Ons het nog steeds hierdie mentaliteit van, jy weet, ek kan nie eintlik 'n getuier wees nie. Jy weet, die Here is nou nie so lief vir my dat ek soos hy kan wees nie en dat hy vir my kan gebruik in sy diens nie. Sien julle waar's die missing link? Dieselfde met 2 Korintiërs 12 vers 9. Ons het almal sy genadekrag teen die boodskappers van Satan.
wat vir ons met vuiste kom toedien. Boodskappers van Satan is mense wat gebruik word deur Satan om vir ons met vuiste te kom seermaak. Dis wanneer mense vir jou in moeilikheid laat beland, of vir jou beledigings toedien, of vir jou vervolg of allerlei slegte goed terwille van Christus, net omdat jy 'n kind van God is. Hou hulle nie van jou nie, hulle wil jou uit hulle lewens uit hê, hulle beledig jou, hulle sien op jou neer, en nou sê die Here, weet jy wat, as jy so swaar kry, ek het klaar vir jou my genade krag gegee, om te kan uitstyg bo hierdie, ook al is die mense so lelik met jou, ook al wil die Satan vir jou kom toedien, vuiste toedien, my genadekrag is groter as dit. Glo ek het vir jou so lief gehad, dat ek het klaar vir jou gegee, en jy gaan as oorwinnaar uit die situasie uittreë. 2 Timoteus 1 vers 7. Baie van ons sit nog met vrese vasgevang. Alle vrese kom van Satan af. En ek en jy moet daai vrese oorwin. En 2 Timoteus 1 vers 7 sê, die krag van die Heilige Gees maak dat jy nie meer vrese gaan hê nie. Glo dat God vir jou so lief het, dat hy vir jou die krag klaar gegee het, om elke vrees wat jy nog het, om dit te kan oorwin. En dan 2 Petrus 1 vers 3 en 4 sê, sy goddelike krag het jy in jou, om deel te hê aan die goddelike natuur. Hier gaan dit oor om na die beeld van Christus te leef. Geloof moet deur die liefde tot dade oorgaan. Die daad is om soos Christus te wees. En jy moet glo dat God vir jou so lief het, dat hy jou klaar toegerus het om soos 'n Jesus te wees. En nie meer redenasie te hê van, ek kan nie, ek verdien dit nie, ek is nie goed genoeg nie. God het vir jou so lief, dat as jy dit glo, dan gaan dit wat jy glo, gaan deur die liefde oor tot dade. Dieselfde met Efesiërs 1 vers 19 en 20. Jy het klaar die opstandingskrag binne in jou, om alle bose magte te oorwin. Hy wat in jou is, 1 Johannes 4 vers 4, is sterker as hy wat in die wêreld is. Glo dat as gevolg van sy liefde, kan jy al die bose magte oorwin, omdat jy reeds sy opstandingskrag in jou het. En dan wie van julle sit hier, wat baie keer dink, jy het gebid vir iets, en dan word jou gebed nie verhoor nie, en dink jy, ag jy weet, dis omdat die Here nie vir my regtig lief het nie. Nee, hy worry nie oor my nie, hy sien my nie eens raak, hy hoor nie eens my gebed nie. Ons is almal skuldig daaraan. Jakobus 5 vers 16 sê, die kragtige, of die gebed van die gelowige, het 'n kragtige uitwerking. Die gebed van die gelowige, is jy 'n gelowige? So elke gebed van jou behoort 'n kragtige uitwerking te hê, as jy glo dat God vir jou lief het. So lief het, dat hy elke gebed van jou wil verhoor. Mense, hier is ons net 'n klein kopverskuiwingkie. Ek hoop julle hoor my. Ek hoop julle hoor my. Jy moet glo dat God vir jou so lief het, dat jy in alles oorwinning kan kry. Hy het jou so lief, dat hy jou reeds toegerus het, om die oorwinning te behaal. God het vir jou so lief, dat hy wil hê, as jy vra vir iets, dat jy dit moet kry, dat dit moet gebeur in jou lewe. Maar omdat jy nie glo, dat hy vir jou lief het nie, is dit daar nie 'n aanskakeling, dat dit wat jy glo, tot dade kan oorgaan nie. Dis 'n glo in 'n liefdesprobleem. Nie glo dat God moontlik is om dit te doen nie, as jy hoor wat ek vir julle sê.
Jy kan glo, God kan jou genees. Jy kan glo, hy kan jou finansies regstel. Jy kan glo, hy kan jou boemelaar man of jou boemelaar seun of jou dwelmverslaafde kind by hom uitbring. Jy kan dit alles glo. Maar as jy nie glo dat God vir jou lief het om dit te doen nie, dan gaan jy uitmis. Dan gaan dit nie gebeur nie. Want dit wat jy glo, gaan tot dade oor deur die liefde. So weer eens hier, stem julle saam, dat as ek en jy al hierdie krag van God gebruik, dan gaan ons net soos Jesus wees. Stem julle saam? So, ons is nou weer terug by ons onderwerp, die lewe is Christus, in die eerste plek, om soos Jesus te wees. So, wanneer ek en jy hierdie krag van God kan laat, die resultate kry in ons lewe, dan gaan ons mos almal soos Jesus wees. Maar nou, is dit nie so maklik, om hierdie goddelike krag in ons lewens toe te pas, as ek en jy nie reg in fokus nie. En waarop moet ek en jy nou fokus? Ons moet in fokus daarop, en jy kan dit daar inskryf, om as gevolg van God se liefde vir my, wil ek dade van geloof doen. Nie om aan ander te bewys hoe 'n goeie Christen ek is nie. Wow. Want dan is ek skynheilig. Dan het ek die uiterlike skyn van die godsdiens. So my hele doel moet gaan oor, ek wil genesing, iemand moet genees word, omdat ek weet hoe lief God vir daai persoon het, en vir my het, en hy wil vir my gebruik hier in sy diens. Dit moet alles gaan oor die liefde. Nie oor, ek het die krag van God, en ek kom dinge hier regmaak in die lewe nie. Moet nie oor myself gaan nie. Dit moet gaan oor, sodat almal kan sien, hoe lief God vir my en vir ons almal het. Ons fokus moet wees as gevolg van sy liefde, wil ek dade van geloof doen. Creflo Dollar het nou die dag 'n baie mooi ding gesê. Hy sê, onder die wet was ons almal achievers, maar onder grace is ons receivers. Want dan receive ons wat Jesus klaar vir ons achieve het. Moet ek dit weer sê? Onder die wet was ons almal achievers. Jy weet, ons wil mos net doen. Ons wil perform. Onder grace is ons receivers. Want daar onder grace moet ons receive wat Jesus klaar achieve het. Hy het klaar vir jou al die goddelike krag gegee. Ons hoef dit nie nog te achieve nie. Vat dit wat hy vir jou klaar gegee het. Glo dat hy vir jou so lief, dat hy wil vir jou gebruik hier op die aarde, om sy dade namens hom te doen. Dit gaan oor die liefde. Liefde is die sleutel. Moenie die liefde uithaal en jouself voor op die prentjie stel nie. Dan beteken jou geloof niks. Punt nommer 4 is eintlik maar half 'n opsomming. Ek wil hom verheerlik deur my lewe, of ek wil soos Jesus wees. Dit wat 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, na liggaam, siel en gees, my hele mens wees, wil ek heeltemal toegewy wees aan hom, om heilig en onberispelik voor hom te wees. Dit is eintlik maar dieselfde wat 2 Korintiërs 3 vers 18 ook sê. Hy's nie op jou aantekeninge nie. Ek lees hom gou vir jou. Hy's daar staan, ons almal weerspieël die heerlikheid van God, want die sluier is ons van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander. Wat beteken hierdie heerlikheid? Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van God gelyk te wees. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wie die Gees is. Mense, dis nie jou eie poging nie. Net die Here kan jou verander. Die Gees verander jou. Jy kan net meer en meer soos Jesus word, soos wat jy oorgee aan hom. Die engel sê so mooi, ons moet
the presence of God display. Dit was vir my so kosbaar, ek het op daar vir jou hakies gesit. En dis wat 2 Korintiërs 3 vers 3 sê, ons is 'n brief vir Christus. Weet julle wat, daar's baie mense wat nie die Bybel lees nie, maar hulle lees ons. Hulle lees ons. En net soos wat ons in Christus is ons wat die brief is in 'n koevert, want Christus is die koevert. Luister mooi. Ons is 'n brief. Ons is in 'n koevert, net soos wat ons in Christus is. So Christus is die koevert. Wat is die funksie van 'n koevert? Hy hou die brief skoon. En so hou Christus vir my en vir jou skoon, om heilig en onberispelik voor hom te wees. Hier, ek het 5, en ek wil sommer sê, dis half die sleutels vir my van dit wat ons vanoggend ook gesê het. Eerste ene, as jy wil hê jou lewe moet soos Christus wees, nommer 1, 'n intieme verhouding met jou Papa God. Johannes 17 vers 22 sê Jesus, hy bid dat elkeen van ons een met God sal wees, soos wat hy een is met God. Dit beteken 'n intieme liefdesverhouding. Alleen tyd met God. Weet jy, jou alleen tyd met God gaan daaroor dat wanneer jy deur moeilike tye gaan, deur stresvolle tye gaan, dan hoor jy by hom, wat moet jy doen? Jy kry daai wysheid en daai raad, om dit te gaan toepas, op sy manier van doen, om ontslae te raak van daai ding in jou lewe wat nie reg is nie. Daai alleentyd van God, wil ek noem as 'n stress remover. Want dan gaan jy in sy rus in. Dis soos Moses in Numeri 12 vers 8. Hy het in God se teenwoordigheid, hy wou net nie daar uitgaan nie, hy wou net daar bly. Hy het persoonlik met God gepraat. En God het ook persoonlik met hom gepraat. In die tweede plek, word in alles gelei deur die Heilige Gees. Romeine 7 vers 14 tot 16. Weet julle wat? Net wanneer ons nie gelei word deur die Heilige Gees nie, is wanneer ek en jy iets verkeerd kan doen. Stem julle met my saam? As ons altyd doen wat die Heilige Gees vir ons sê, dan sal ons nooit iets verkeerd doen nie. Maar weet julle wat? My en jou doel om nie sonde te doen nie, moet eintlik nie wees om nie sonde te doen nie. Want dan raak ons weer sonde doen bewus. En weet julle, God is nie sonde doen bewus nie. God se rede, die rede hoekom God nie wil hê ek en jy moet sonde doen nie, julle moet nou mooi luister, is omdat God vir elkeen van julle wat hierso sit, hier op die aarde geplaas het met 'n wonderlike plan en 'n doel. En die sonde wat jy doen, wat beteken sonde? Wat is die Engelse betekenis van sonde? To miss the mark. Nou daai goeie doel wat God vir elkeen van julle het, is the mark. En wanneer jy sonde doen, veroorsaak jy dat jy die mark mis wat God vir jou het. Met ander woorde, kom ek wil weer sê, God is nie sonde bewus nie. Hebreërs 10 vers 17 sê, hy dink nie aan jou sondes nie. Maar wanneer jy sonde doen, veroorsaak jy dat jy nie bereik en vervul wat God se maak en se doel is vir jou nie. Maak in Engels, M-A-R-K. Want God is purpose bewus, as ek dit in Engels kan. Hy wil hê jy moet sy doel vir jou lewe moet jy bereik. So kom ek en jy maak vanoggend 'n besluit dat ons wil oorgegee aan die Heilige Gees lewe. Maak dit jou gebed elke oggend, Here, ek gee myself oor aan die Heilige Gees, dat hy vir jou die hele dag deur net kan lei. Derde ene, neem sy woord
ter harte. Johannes 17 vers 6 sê dit so mooi. Wat beteken dit? Daai ding van Josua 1 vers 8 wat sê, oordink die woord dag en nag. Weet julle wat? Jou vreugde, jou hele menswees, jou besluitneming moet altyd gebaseer wees op wat sê die woord. Neem die woord ter harte, nie wat mense sê nie wat die wêreld sê nie die model wat die normale manier, dit wat almal doen. As dit nie volgens die woord is, dan verwerp jy dit. Jou hele denkpatroon oor hoe jy jou lewe wil hê en dit wat jy wil doen en jou motivering vir alles moet gerig wees op die beginsels van die woord. Neem die woord ter harte. En weet julle wat ek nou dag so mooi gehoor, dat iemand gesê het, die woord is nie wat nie, die woord is wie. Die woord is 'n persoon, dis Jesus. Weet julle wat, slegs as jy die woord ter harte neem, sal jy die waarheid ken, die waarheid sal jou vrymaak. Johannes 8 vers 31 en 32. Neem die woord ter harte. Die tweede laaste een, het 'n egtheid van geloof. 1 Petrus 1 vers 7 tot 9 sê, dat ons geloof word gesuiwer soos goud. Wat maak jou geloof kragteloos? Ongeloof. Ongeloof. Daar's nie so iets soos min geloof en baie geloof nie. Daar's net iets so sterk geloof en swak geloof. Ongeloof is die, ek wil amper sê die killer. Ongeloof wat sê, ek twyfel, ek glo nie, ek dink nie so nie. Miskien kan ek nie. 'n Egtheid van geloof. Dis 'n Bybelstudie op sy eie. Ek wil eintlik nie meer daaroor sê nie. Al wat ek wil sê is om geen twyfel te hê in dit wat die woord sê nie. En dan die laaste een is, leef volgens wie jy is in Christus. In Christus. Jy is nie meer die stert nie. Jy is nou die kop. Jy is nie meer 'n wurm nie. Jy is nie meer 'n sondaar nie. Jy is nou 'n koning en jy's 'n profeet en jy's 'n priester. En as jy dit glo, sal jy lewe en heers oor alles in jou lewe. Jy sal heers oor jou siekte sal nie oor jou heers nie. Jy sal heers oor jou besigheid, en jou besigheid sal nie meer oor jou heers nie. Jy sal heers oor jou gedagtes en jou depressie, en dit sal nie meer oor jou heers nie. Wie heers? Weet, jy's 'n koning, 'n priester en 'n profeet. Nou weer eens, as ons hierdie goedes doen, dan is ons net soos Jesus. Maar in hierdie lewe is dit nie maklik nie. Ons het miskien nie tyd altyd om in 'n intieme verhouding met die Here te hê nie. Ons kan almal daai verskoning hê. En dan sukkel ons daarmee. Dis so maklik om nie gelei te word deur die Heilige Gees. Daai GPS. Onthou die Heilige Gees jou GPS. En partykeer wil jy na 'n pad toe gaan en die GPS sê vir jou, jy moet nou daai pad vat. Draai voor regs. En dan besluit jy, maar jy dink, jy het al links gedraai en jy het ook daar uitgekom. En dan draai jy nie regs nie, jy draai links en dan ewe skielik beland jy hier in 'n klomp afdraaipaaie of in 'n cul-de-sac of wat ook al en dan sê daai tannie vir jou, make a U-turn as soon as possible. Ons moenie by daai punt uitkom om U-turns te maak nie. Luister wat die Heilige Gees vir jou sê. Dan hoef jy nie meer U-turns te maak nie. Weet julle wat, ons word so geïndoktrineer deur die media, deur geleerde mense se boeke, wat so afdwaal van wat die woord sê, dat dit vir ons moeilik is om die woord ter harte te neem. Dit is so maklik om na familie te luister en te luister na hulle stories en dan begin ons nie meer vasstaan op dit wat die woord sê nie, daar is nie meer 'n egtheid van geloof nie. En ons kyk na onsself en dan dink ons, ag nee, weet, hoe kan ek nou wees wat die Bybel sê, ek is in Christus, ek hou dan net aan met sonde doen. En ek kan nie glo dat die Bybel regtig sê, ek is nie meer 'n sondaar nie. Ek is nou 'n koning, priester, profeet en ek moet heers nie. Verloor ons fokus.
As jy die lewe in Christus wil hê, moet jou fokus Jesus wees en nie dit wat reg of verkeerd is nie. Jou fokus moet Jesus wees. 'n Verhouding met hom, dit wat hy sê, dit wat hy my inlei, dit wat hy in sy woord sê, dit wat hy sê ek kan glo, dit wie hy my gemaak het, wie ek is in hom. Dit moet my fokus wees. My gebed en my wens vir elkeen van julle is, dat wanneer julle in die toekoms na julle lewe kyk, en dit gaan nie so lekker nie. My finansies wil nie regkom nie, my huwelik wil nie regkom nie. Dat jy vir jouself basies oogklappe sal aansit en sê, ek gaan nie meer fokus op dit nie. Ek gaan fokus op Christus. Christus gee vir my betekenis in hierdie lewe. Christus is vir my die belangrikste in hierdie lewe. En ek wil vanoggend vir jou die versekering gee. Al jou moeilikheid gaan omswaai. Want as jy vir God aan jou kant het, dan het jy alles. Het jy alles. Kom ons sluit af met gebed. Here Jesus, so baie dankie dat ons U kan ken. Dankie vir U kosbare woord wat vanoggend net weer vir ons kom herinner het. Here, dat dit so maklik in ons lewens kan wees dat ons fokus verloor. En Here, ek wil vanoggend namens almal kom bid. En vir U kom sê, Here, ons kies vanoggend om te sê, Christus is vir my die belangrikste in my lewe. As ons nie vir U het nie, Here, dan het ons niks. As ons nie vir U het nie, dan beteken hierdie lewe vir ons niks. Maar Here, omdat ons vir U het, is die lewe vir ons wins. Omdat die lewe vir ons Christus is. Here, ek wil vanoggend kom en elkeen wat hier sit kom seën. Ek wil hulle kom seën, Here, met U goedheid, met U guns. En Here, ek wil hulle kom seën vanmôre om vir hulle te sê, God die Vader en Jesus Christus het vir elkeen van julle so lief, soos wat hy vir Jesus het. Hy het vir jou lief tot die uiterste toe. En hy kan niks anders as om vir elkeen van julle lief te hê nie. Ek kom seën elkeen vanoggend, Here, met daardie goddelike oortuiging van daardie liefde wat U vir elkeen van ons het. En Here, dat ons nou in die rus sal ingaan met daardie wete. En ek bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen.